volgende skrifdeel in ons studie van Romeine, naamlik Romeine 6 vanaf vers 15 tot 18. Romeine 6 vanaf vers 15 tot 18. En kom ons lees die teks, soos hy ook op die bulletin verskyn. Romeine 6 vers 15. Wat dan? Maar hoe nou? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nou, julle herinner dat Paulus ook in die vorige deel dieselfde vraag gevra het. Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is, nie of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar julle is een se slaaf, een persoon se slaaf, of Adam of Christus, of die sonde, of die genade in Christus, redding. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die, ons dank God, dat julle wat wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van lering, wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Weereens, dit is Paulus, en by tye is sy sinskonstruksie in die Afrikaans nie altyd so goed nie, of die vertaling is nie so goed nie. Maar ek sal julle net nou ook op 'n ander ding wys, wat ons maar net van kennis moet neem, in terme van vertaling. Maar geliefdes, tot en met Romeine 14, eintlik Romeine 6 vers 14, het Paulus seker gemaak, dat gelowiges verstaan, dat die werklikheid van jou geredde lewe, met ander die werklikheid van jou as gelowige is, dat jy vrygemaak is van die wet, en nou onder genade lewe. Dat jy getransformeer is, verander is, deur jou wedergeboorte. En dat hierdie verandering jou nou in die oorheersende begeerte en wil oorgee, om na heiligmaking te strewe, en sodoende God te verheerlik. Dit wil sê, dit is die kern van die redding. Beginne by redding, en hoe dit dan oorgaan na heiligmaking. Ons kan dit ook saamvat deur te sê, die gelowige, omdat hy 'n nuwe skepsel in Christus is, en omdat hy verseker is van sy verheerliking, is hy nou toegewy tot heiligmaking en verheerliking van God, hier op aarde, terwyl hy nog hier is. Hy is 'n nuwe skepsel, onder nuwe bestuur, met nuwe belange. Dis asof God sê, ek wil nie net jou goeie gedrag hê nie, ek wil meer as dit, ek wil jou hele lewe hê. En as ons nou by hierdie deel kom, wat ons nou vandag na kyk, 15 tot 18, dan sien ons wat God regtig van ons vra. Wat wil hy hê, as hy van ons hele lewe wil hê? En nou kan dit maklik gebeur, dat ons as Christene sê, maar Here, dit klink baie formidabel, hoe kan ek dit doen, hoe gaan ek dit regkry? Hoe kan ek eens begin verstaan wat u van my vra? Want daar is geen manier hoe ek dit ook nog sal kan hanteer, bo en behalwe hierdie lewe, wat alreeds so vol is nie. En buitendien, as ek dan nou kyk na die lewe en sien hoe die mense swaar kry, en ook hoe Christene swaar kry, kan ek nie regtig verstaan hoe u ook nog dit van my vra nie. Mense kom by daardie punt in hulle lewe. Hulle wonder, maar hoe kan die Here dit ook nog van my vra? Jy sien, dit gaan alles oor die perspektief wat ons het. En wat ons verstaan is van wat God van ons vra. En as ons dit verstaan, dan is ons al 'n stapie nader. Maar as ons dan nog verder kyk, wat hy tot ons beskikking stel, dan sien ons dat die Christelike lewe eintlik die enigste werklike lewe hier op aarde is. Daar sonder dat ons dit leef, uitleef, beleef, kan ons nie waarlik hier as gelowiges die volheid van die lewe beleef wat hy vir ons bestem het nie.
Nou, daar was 'n man wat op 'n stadium in sy lewe gekom het, wat so gevoel het soos wat ek nou genoem het, wat gesê het, maar hoe kan ek hier lewe? En daardie man is Job. Ons ken die verhaal van Job, min of meer. Maar kom ons gaan net so vlugtig, gaan net by hoogtepunte in Job se lewe kom. Ons begin in Job 1 vers 1, waar daar gesê word van Job, daar was 'n man in die land is wie se naam Job was. En die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Met ander woorde, kom ons sê, in Ou Testamentiese sin, was hy 'n ware gelowige. 'n gelowige. En dan word beskryf hoe God Job geseën het met 'n groot gesin en met baie rykdom, en dan staan daar, en in alles het Job God gedien. Maar op 'n dag kom Satan, of nee, voordat dit gebeur het God vir Satan gevra in 1 vers 8, het jy vir Job raak gesien, my dienaar Job raak gesien? Jy gesien hoe lewe Job? Sy gelyke kry jy nêrens op aarde nie. Hy is vroom en opreg en hy dien my en vermy die kwaad. En nou sien ons wat die Here verwag van die wat syne is. En Satan het toe vir God gesê dat Job God slegs dien omdat God Job seën en beskerm. Met ander woorde, God het voorspoed oor Job uitgespreek. En dit gaan met hom net voorspoedig. En dat hy ook verder gesê, dat die oomblik wanneer Job teëspoed sou kry, gaan hy God vervloek. Gaan hy God vervloek. Nou wil ek nou net hier wys, dis wat ek net nou na verwys het. En as julle in die in sekere vertalings van Afrikaanse Bybel kyk, dan sal julle sien dat daar eintlik staan dat Job God gaan seën. Nou seën en vervloek is die teenoorstaande. Ek verstaan nie hoe die vertalers daarby uitgekom het nie. In die 83 vertaling is hy wel reggestel. Maar in die 33-53 vertalings word dit gestel as dat Job God gaan seën, nie vervloek nie. So die regte terminologie as ons na die Hebreëus toe gaan, is dat Job God gaan vloek. Job gaan God vloek, omdat hy dan in sy lewe teëspoed bring. God het daarna aan Satan die volmag gegee om onheil oor Job te bring, maar met die voorwaarde dat hy nie Job se lewe sal neem nie. En tot en met vers 20 word dan beskryf hoe God Satan toegelaat het om Job van al sy kinders en sy besittings alles te stroop. Alles, met die uitsondering van sy vrou. Nou wonder ek net, geliefdes, in 'n sekere mate is dit seker hoe die mense nou in Venezuela, ek voel hulle is van alles gestroop, en ek praat nou nie van die families en die vrouens, maar ek praat net van hulle wêreldsgoed is weg, daar is niks oor nie. Hoe sal ons in daai situasie reageer? Hoe sal ons in so 'n situasie reageer? Maar kom ons kyk hoe Job gereageer het. Ons lees dit in Job 1 vers 20 tot 22, daar staan, toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeur en in aanhoude en in aanbidding op die grond geval. Let wel, toe staan Job op, skeur sy mantel, sy hoof geskeur as 'n teken van rou, en in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. En dan in vers 22 sê hy, word van Job gesê, by dit alles het Job nie gesondig of God verwyd nie. Maar dan in hoofstuk 2 laat God weer vir Satan toe
om Job nou ook in sy liggaam en sy persoon te pynig. En ons lees nou in Job 2 vers 7, Satan het Job met pynlike swere getref van sy kop tot sy tone, en Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Is jy nog steeds gelowig? Vervloek God en sterf. Vervloek God en sterf. Weer eens daai vertaling in sekere Bybel. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. En dan word daarby gevoeg, onder alles het Job met geen woord gesondig nie. 2 keer is Job deur Satan beproef, met God se toestemming, en 2 keer word van hom gesê, dat hy aan God getrou gebly het. Maar dan verskyn 3 van sy vriende op die toneel, Elifas, Bildad en Sofar, en na 7 dae van stille rou, groot smart, het Job begin praat. En dan lees ons in Job 3 vers 1. Toe het Job begin praat en sy geboortedag vervloek. Hy het gesê, die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie. En dan in gesprek met hierdie 3 vriende wat hom probeer oortuig, dat hy wel skuldig is aan sonde teen God. Dis hoekom God hom straf, jy moes teen God gesondig het. Dis hoekom die Here jou straf. Dit was hulle argument voortdurend. En hierdie gesprekke met hierdie vriende duur tot aan die einde van hoofstuk 26. En uit die interaksie met sy 3 vriende het Job sekere frustrasie oomblikke gehad en word sekere frustrasie oomblikke met God beskryf wat Job se stryd beskryf as iemand wat probeer sin maak van die lewe. Maar dit was voortdurend sy stryd en sy argumente met die vriende ook. Hulle sê nee, God straf jou omdat jy skuldig is. Maar Job probeer sin maak van die lewe. En dan tot en met hoofstuk 42, want daar het intussen nog 'n ander vriend bygekom, wat bietjie, die jonger ene van die 3 interessant, wat bietjie sin in die lewe gebring het. En dan worstel Job met sy vriende wat hom daarvan beskuldig, dat hy gestraf word as gevolg van sy sonde. Maar hierdie stryd van Job, wat ons nou geweldig afskaal, maar ek gee net die hoofdtrekke, ten einde die kern van die boodskap te verstaan, raak 3 aspekte van sy bestaan, en ek gaan nou net na 3 van die aspekte kyk. In die eerste plek, wat toon dit vir ons aan? En waaroor gaan dit by Job? In Job 3 vers 26 lees ons, waar Job sê, ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie. En die onrus is voortdurend daar. Waarvan getuig dit? 'n gepynigde hart wat in rou en pyn verkeer. 'n gepynigde hart. Dis die eerste aspek daarvan. Dan die tweede een in Job 13. Job 13 van vers 16 tot 18. Dan sê Job ook, is dit tot my heil dat 'n goddelose voor sy aangesig nie sal kom nie. Luister goed na my rede en gee gehoor aan my verklaring. Kyk tog, ek dra die regsaak voor. Ek weet dat ek reg sal hê. Maar hy sê, ek ken God as 'n redelike God, 'n regverdige God, maar ek wil graag my saak voor hom stel. Ek wil net die geleentheid hê om my saak voor God te stel. Waaroor gaan dit hier? Job wil probeer verstaan wat aangaan. So eerste een was dit, hy het 'n gepynigde hart gehad, sy emosies was rou. In die tweede plek sien ons hier, hy wil sy saak in alle regverdigheid voor God stel. Hy wil God as het ware voor die hof daag. Hy wil antwoorde hê. Hy wil God probeer verstaan vanuit sy eie regverdigheidsgevoel. Hoekom?
En dan kom ons by die derde ene, Job 13. Job 13 sluit daarby aan, ek wil met die Almagtige spreek, ek wil my saak voor God stel. En dan die derde ene is in Job 23. Job 23, vers 3 en 4. Ag, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, as ek maar kon kom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. Let wel, hy het gesê, ek wil met die Almagtige spreek. En dan, as ek maar geweet het waar ek kon, as ek tot by sy woning kom, en dan my saak voor hom. Maar dis 'n uitdrukking van sy wil, wat hy graag begeer, wat hy wil hê. Hy sê in effek, ek wil met God, ek wil God vind, ek wil met hom praat, ek wil verstaan, ek wil hoor wat hy sê. Dis 'n hinkering, 'n diep, egte geloofsdrang om God se hart te verstaan. Selfs wanneer God stil is. Nou geliefdes, verstaan wat hier gebeur. In hoofstuk 3 was Job se hart stikkend. Dis wat daar beskryf is. In hoofstuk 13 was sy verstand in stryd met God. En in hoofstuk 23 was sy wil ook in stryd met God. Hy wou te alle koste by God uitkom. En hy wou volhard daarin. Sy hart, sy verstand, sy wil. En dit is uit al hierdie hoofstukke van Job, is dit wat ons dan uit Job uit ook kan leer. Afgesien van al daardie wonderbaarlike wyshede wat daar gespreek word. Veral in daardie besondere hoofstukke waar God met Job praat en vir hom sê, maar Job, verstaan jy wie ek is? Want dit gebeur dan genadiglik dat God dan verstaan wat in Job se hart aangaan. Hoor jy wat ek sê? God verstaan dan wat in Job se hart aangaan. Hy het gehoor wat sy hart sê. Hy het gehoor wat sy verstand sê. Hy het gehoor wat Job se begeerte is, wat sy wil is om te verstaan en om met God te kommunikeer. En dan praat God met hom. En God vra vir hom, Job, verstaan jy wie ek is? Verstaan jy oor verskeie hoofstukke? Wonderbaarlike skrif daarin om te ken. Net om te gaan om God se getuienis oor homself te hoor. Maar wat ons uit Job kan aflei, is dat hy het gedink, hy ken God. Hy het gedink, hy ken God. Maar nadat God met hom gepraat het en hy God se openbaring ontvang het en verstaan het, het hy besef dit was net ten dele. Dit was maar net ten dele. Was nog in gebrokenheid. Maar dan bereik ons daardie deurslaggewende oomblik in Job se geskiedenis, nadat God met hom gepraat het, God hom aan Job openbaar het, waar Job dan die volgende sê in Job 42 vanaf vers 2, ek weet dat u alles kan doen. Ek weet dat u alles kan doen, dat u almagtig is. En geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Daar's niks wat u nie kan beplan en doen nie. Wie verberg die raadsbesluit sonder kennis? Met ander woorde, jy kan nie God bevraagteken as jy nie kennis het, as jy hom nie ken nie. So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Hier bely hy. Ek het gepraat sonder om u regtig te verstaan, sonder om u regtig te ken. Dinge was te wonderbaar vir my wat ek nie begryp het nie. U het ons gesê, luister terwyl ek praat, ek sal vra en antwoord jy my. Dis wat God dan vir Job gesê het.
En nou kom ons by hierdie vers, wat eintlik 'n groot inkeer in Job se lewe is, Job 42 vers 5. Volgens hoorsê, of gerugte in sommige vertalings, volgens hoorsê, het ek van u gehoor. Onthou, daar was nie 'n Bybel nie. Nie in Job se tyd nie. Maar nou het my oog u gesien. Ek het u nou aanskou. En dit nou nie in letterlike sin nie, maar in figuurlike sin. Het hy uiteindelik tot die besef gekom van wie God is. En dan sê in vers 6, daarom herroep ek wat ek gesê het, en ek het berou in stof en as. Here, nou dat ek u ken, u volheid verstaan, ek roep alles wat ek gesê het, toe ek u bevraagteken het, en ek berou in stof en as. So hier sien ons, hier is die keerpunt in Job se lewe, die oomblik van insig, die oomblik van ommekeer, sy hele menswees word aangeraak, en hy word as het ware heel gemaak, deur God wat tot homself aan hom openbaar. En Job bely dat hy voorheen sy kennis en belewenis en alles wat hy was maar net tweedehandse inligting wat hy behoor sê gebaseer het. Met ander woorde, tot op daardie punt was God vir Job iets of iemand waarvan hy net gehoor het. Hy het nie 'n persoonlike kennis van God gehad nie. Hy het nie 'n persoonlike ontmoeting met God gehad nie. Maar nou het hy God ontmoet. Hy het. Daarom sê hy in vers 5, volgens hoorsê het ek, maar nou het my oog u gesien. En sien daar in die Hebreëus beteken meer as net sien. Dit is om met insig na iets te kyk, om te verstaan waarna jy kyk. Hy het God ondervind, as het ware. Hy het God ontmoet. Hy het die majesteit, die heiligheid en almag van God ingesien. Maar hy sê eintlik, voorheen God was u net kennis, maar nou is u werklikheid. En nou word sy hart, sy verstand en sy wil. Hoekom noem ek daardie 3? Onthou julle daardie 3, Job 3, 13 en 23? Nou word sy hart, Job 3 sy verstand, Job 13 sy wil, Job 23 verenig in aanbidding. Sy hart, sy verstand, sy wil verenig in aanbidding. Want dit was die verskil tussen om van God te weet en om God te ken. Geliefdes, in die afgelope 2 boodskappe in Romeine het ek geweldig klem geplaas op wie ons in Christus is. Ons identiteit in Christus. En as ons daarna kyk en ons kyk wat met Job gebeur het, dan sien ons dit, dat Job, wat nie die geopenbaarde skrif gehad het, wat ons oor die afgelope 2000 jaar het nie. Job, wat nie die Heilige Gees gehad het, so spesifiek wat aan hom uitgedeel is, wat hom tot redding kon lei nie. Ek glo die Heilige Gees het wel in hom gewerk, maar anders as wat daar baie spesifiek vir die kerk beloof is. En dit is inteendeel hoe die Ou Testamentiese gelowiges wel tot bekering gekom het. Job het wel 'n persoonlike ontmoeting met die Allerheiligste nodig gehad. Hy het dit nodig gehad om hom tot ware kennis, nie hoorsê, te bring. So hy moes meer as net hoorsê. Hy het God geleer ken, uit wat van hom geopenbaar is in die natuur, soos die God gesê het, maar ook oor die kennis van God, wat deur die mense wat op daardie stadium wel van God geweet het, wel getuig het. Maar omdat God hom aan Job openbaar het, het Job sy hele wese verander.
En dit is die verskil, geliefdes, tussen Job en ons, tussen hoe Job was en ons nou is. Daarom mag ons nie wees soos Job was nie. Dat ons net van God gehoor het, maar hom nooit geken het nie. Want God het hom aan ons geopenbaar die dag van ons bekering. Daardie oomblik van bekering. Ons het hom leer ken en ons moes hom leer ken het uit ons geskiedenis met hom. Ons wandel met hom. In ons hart en ons wil en verstand. En Job se hart, verstand en wil is verander. En nou kon hy God in die volheid van sy menswees aanbid. Sy hele wese, sy hart, sy verstand, sy wil, was nou betrokke, aanwesig, gemoeid in sy aanbidding met God. Nou kom ons kyk nou na Romeine 6 vers 15 en 16. Eerstens, Romeine 6 vers 15, wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, met andere, omdat ons verstaan, ons is onder die genade, sal ons nou maar willens en wetens sondig, soos ons verlede keer ook gevra het, en daar die allersterkste uitroep, nee, stellig nee, hoegenaamd nie, nooit ooit nie. En dan vra hy, verstaan julle nie, dat die een, aan wie wat jy jouself tot diensknegt stel, is die een wie se slaaf jy is. Dis waarop daardie sin min of meer kortliks neerkom. As jy die sonde dien, is jy die sonde se slaaf. Dis wat hy sê. So, hy spreek met andere die misverstand oor God se genade aan, kan ons dan maar sondig, omdat God se genade so groot is, maar daar die kragtige ontkenning, nee, hoegenaamd nie, en die rede waarin hy herinner is dat, onthou, wie se diensknegt jy is. As jy die sonde dien, is jy die sonde, met andere die bose Satan se diensknegt. Maar as jy in waarheid en in alle eerlikheid voor God leef, is jy God se slaaf, sy diensknegt. Maar onthou jou identiteit. En dan kom ons by vers 17, wat beskryf hoe God in redding die gelowige sy hele menswees verander. So hierdie is so 'n sleutelvers, Romeine 6 vers 17. En dit sluit ten nouste aan by Job en wat ons oor Job geleer het. Wat sê hy in vers 17? Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Dis die verlede tyd. Julle was. In ander vertalings, ons dank God dat julle wat wel diensknegte van die sonde was. Maar verstaan julle, hy verwys, dit is nou verby, julle was dit. En dit is hoe ons dit moet verstaan, dis hoe die Hebreëus dit uitdruk. Hoe die Grieks dit uitdruk. Maar, iets het gebeur. Maar sê iets het gebeur. Julle het van harte gehoorsaam geword. Job, onthou wat van Job en sy hart gesê was? Hier sê Paulus, julle het van harte gehoorsaam geword het. Hy praat oor die hart van die gelowige. En dan die volgende frase, aan die vorm van lering. Aan die vorm van lering. Daar die waarheid wat tot jou verstand gebring is. Soos het eerste deel het ons die hart, die tweede het ons die verstand, wat aan julle oorgelewer is, dit is aan julle gegee. Nou het wat gebeur, jou wil het verander. As gevolg van dit wat in die hart plaasgevind het, wat in jou verstand plaasgevind het, het jou wil as gelowige verander. Presies dieselfde as wat by Job gebeur het. So wat vra God dan van ons? Dat ons, wat ons harte, ons verstand en ons wil betref, aan hom toegewy moet wees. Dis wat hierdie vers sê. Hierdie 3 aspekte van ons menswees moet op God en sy waarheid gefokus wees. En ons moet toegewyd wees daarin.
toegewyd. Kom ons kyk net daar. Eerstens, julle wil is verander. Julle wil is verander. Om aan iets gehoorsaam te word, beteken dat daar in die gelowige se lewe 'n nuwe rigting gekom het, 'n nuwe baaskap. Nie maar net 'n gevoel van ek doen wat ek lus is nie, of wat op die oomblik vir my die beste is nie. Ek doen wat reg is, ten alle koste. Dis 'n wilsbesluit daarbey betrokke. Maar as ook die emosies is ook daarbey. Saam met die wil is die emosies ook verander. Paulus sê dit kom uit die hart. Dit kom uit die hart. So die gelowige se aanbidding van Jesus is nie net 'n wilsbesluit nie. Is nie net 'n koue pligsbesef nie. Die gelowige se hart is verander sodat hy gehoorsaam wil wees. Nie 'n moet nie, maar 'n wil. Ek wil dit doen. My hoogste begeerte verlange. Dis my hart om dit te doen. Derdens is dit dan die verstand ook, wat ook verander het, want ons is oorgelewer, of kom ons sê, gered op grond van die waarheid wat jy gehoor het. Wil sê, die oomblik toe jy tot bekering gekom het, was dit op grond van waarheid wat jy gehoor het. En dis die groot dilemma van wat deesdae in die wêreld aangaan, so baie van hierdie groot saamtrekke, al wat gebeur is dat die musiek gespeel word met soms twyfelagtige woorde, en dan is dit so eufories vir die mense wat dit hoor, gewoonlik jonger mense, dat dit dan vir hulle voel, maar hulle het tot bekering gekom. Hier is iemand anders wat vir my in 'n vorige gemeente gesê het, ek het een aand buite 'n tent gesit en ek het die musiek gehoor en ek het tot bekering gekom. Geliefdes, dit moet gaan oor die waarheid. Wat is dit wat ons red? Die waarheid van Jesus Christus wat vir ons gesterf het en wie se dood ons dood kanselleer. Sy lewe is aan ons geïmputeer, oorgedra aan ons sodat ons die ewige lewe het. Daarom is ons sondes vergewe. Dit gaan nie oor 'n gevoel wat ons het nie. Die gevoel volg wel op die verstand. Wanneer ons begin verstaan wat die omvang van ons redding is, dan kom die gevoel wel. Maar is nooit in die eerste plek net die gevoel nie. En dan is dit die wil wat ook verander word. Met andere, jy verstaan, jy gee jou oor aan daardie waarheid. Jy word gered. Jou emosies kom daarby en jy verstaan wat met jou gebeur het. En jou wil is nou verander. Want jy wil aan daardie waarheid toegewyd wees en aan daardie waarheid toegewyd lewe. Jou hart, jou wil, jou verstand. In watter volgorde jy dit ook al wil hê, maar dit is gewoonlik verstand, wil en dan hart. Of verstand, hart en wil, maak nie saak nie. Maar dit begin by die verstand. Die verstaan van God se reddende waarheid. Nou wat Paulus hier sê is ook 'n insiggewende stelling wat hy hier maak, waarin hy gesê word, die vorm van lering waaraan julle oorgelewer is, die vorm van lering waaraan julle oorgelewer is. Die Grieks daar is dan typos, type, as ons dit algemeen vertaal, maar dit verwys eintlik na 'n gietvorm. Nou 'n gietvorm het die implikasie en dis dan ook die gevolg daarvan dat hy elke keer is dit dieselfde. Dis ook waarom jy 'n gietvorm het. Nou jy is ingegiet in die waarheid, die reddende waarheid van Jesus Christus. En dit is wat ons ook moet verstaan. Dis 'n vaste vorm van waarheid wat oor en oor herhaal word en wat nooit gaan verander nie. So dit verwys na 'n vasgestelde lering, vasgestelde doktrine getrou aan die waarheid wat oorgedra is. Maar dit is 'n vaste liggaam van waarheid wat geken kan word, wat verstaan kan word, en dis die groot funksie en doel van prediking, om dit te verstaan, sodat jy daarin kan groei. En as jy dan daarin groei, dan word jou verstand,
jou emosies en jou wil weer eens aangeraak. En elke keer as jy onder die prediking sit, of as jy in die Bybelstudie doen, is dit daardie 3 aspekte wat aangeraak word, en daarom is dit dan dat jy as 'n gelowige, eintlik dan soos wat die Bybel praat van, 'n heilige, Engels 'n saint. Hoekom die Bybel na heiliges verwys? En ek praat nie daarvan in 'n katolieke sin nie. Maar gelowiges is eintlik die regte woord vir gelowiges volgens die Bybel is heiliges. Want, onthou julle verlede week, daai heiligmaking begin by die oomblik van redding en dit duur voort. Jy is voortdurend 'n heilige in wording tot en met die dag van jou sterwe. Want jou verstand, jou emosies en jou hart is aangeraak. En dit is wat elke keer gebeur. Dit is hoe jy groei in die Here. Dit is hoe jy die probleme in jou lewe hanteer, wanneer jy in groei, omdat jou verstand, jou wil en jou hart aangeraak is. Dit bring vir jou die oplossings in die lewe. Dit gee vir jou die moed om, soos die apostels, duisende van die gelowiges vanaf die eerste eeuse kerk, die moed gehad het, om selfs gekruisig te word en die dood te sterf, sonder om dit te vrees. Kan jy sien, wat is die boodskap hieruit? As ons dan ons geloof in Christus bevestig, en ons verhouding met hom bevestig, dan moet ons verstaan, dit is gevestig in die wil, die hart, die verstand, of dan eerder omgedraai, die verstand, die hart, die wil, wat net soos dit by Job gewerk het, om by die punt te kom waar hy in Job 42 vers 5 sê, Here, U is God en U weet, ek is niks, maar U is alles. Dan kan ons ook soos Job sê, Here, werk in ons harte, in ons verstand en ons siele, om saam te sê, op grond van my wil, my hart en my verstand, aanskou ek, beleef ek, die volheid van U waarheid, wat U vir my gedoen het, en wat ek in U het. Dit wat ek verseker kan wees, is my toekoms in die ewigheid, daardie verheerliking wat myne gaan wees, waarvan ek seker kan wees. En dat jy dan saam met Job sê, nou kan ek in U volheid hier op aarde leef, en beleef wat ek so graag begeer het. En nou is dit baie meer as dit wat hy gehad het, al daardie wêreldsgoed wat van hom al weggeneem is en gestroop is. Selfs sy kinders, want onthou, as ons na Job kyk, dan sien ons, God het vir Job alles teruggegee, weer kinders gegee, weer rykdom gegee, meer as ooit van tevore. Omdat hy gesê het, my hart, my wil, my verstand is U sinne. Ek is aan U oorgegee. Nou kan ek in U volheid hier op aarde leef. En ten einde dit te kan doen, gee ek my wil, my hart, my verstand. En as ons dan kyk wat ons dan alreeds in Romeine gestudeer het, dan sien ons byvoorbeeld vanaf Romeine 1 vers 1 tot waar ons nou gekom het, is dit die hele tyd waarin Paulus op pad was om ons tot hier te bring. In Romeine 6 vers 17. Om ons te gelei deur alles wat die gelowige ondergaan, van hoe sondig ons is, hoe groot die genade is, hoe God se redding is, hoe dit werk, waarin dit geleë is, hoe dit aan ons gereken word, al daardie aspekte van ons geloof, kom dan hier tot by Romeine 6 vers 17 en sê, die Here vra van jou verstand, en jou hart, en jou wil, dat jy dit wil vir hom gee, en dat jy wil vir hom lewe. Dit is hoe jy oorwinning in hierdie lewe kan hê. En dan kyk ons na wat in Job gebeur het, al daardie dinge, en dan kyk ons na waarna ek aan die begin verwys het, al hierdie dinge wat aangaan in hierdie wêreld, die fisiese wêreld,
die aardbewings, die vulkane, die hittegolwe, al daardie dinge, die politiek in die wêreld, die oorlowe in die wêreld, alles presies soos Markus dit beskryf het. Dit wat aangaan in ons eie lewens. Die Here vra, gee jou oor in terme van jou verstand, jou wil, jou hart. En kyk wat ek vir jou sal doen. Verstaan, geliefdes, as ons sê ons is gered, dan vra God nie dat dit maar net 'n deel van jou lewe of dalk 'n deeltjie van jou lewe moet wees nie. As hy sê, gee vir my jou verstand, jou wil, jou hart, dis jou volle mens wees. Dis jou volle mens wees. Wanneer ons by daardie punt kom, geliefdes, dan eers sal ons die volheid van die geloofslewe hê, wat ons almal so graag begeer hier op aarde. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, daardie vreugde wat ons selfs in die kleinste dingetjies vind, daardie gebrek aan vrees vir wat in hierdie land kan gebeur, ook Dinsdag op die 30ste. Die Here sê, gee vir my jou verstand, jou wil, jou hart. En kyk wat ek vir jou sal doen. En hierdie is nie 'n bo-menslike taak vir superheiliges nie, of net vir hulle wat dit bestudeer het of enige soets nie. Hierdie is 'n uitnodiging vir elkeen van ons blote sterflinge, om gehoorsaam te wees, om diensbaar te word, vanuit ons hele wese, aan God, wat ons sondes, al ons sondes in Christus vergewe het, en ons nou voorberei, in heiligmaking, vir die ewigheid saam met hom. En hierdie is nie 'n nuwe boodskap nie. Wat het Jesus gegee as die opsomming van die wet in Matteus 23 vers 37? Toe hy gevra is, meester, wat is die opsomming? Wat is die grootste gebod? Toe het hy gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al wat jou wil, en met jou hele verstand. Om God lief te hê, op daardie manier, is die groot gebod. Hierdie is nie nuus wat ek vandag gebring het nie. Dis maar net 'n herinnering aan wat God nog al die tyd van ons vra. Jesus het hier gevra, wees met jou hele mens, jou hele hart, jou wil, jou verstand, in liefde, toegewy, in gehoorsaamheid aan God. Dit is wat hy in Matteus 3, wat hy daar in Matteus 22 vers 37 gevra het. Wees met jou hele mens, jou hele hart, jou hele wil, jou hele verstand in liefde toegewy, in gehoorsaamheid aan God. As ons terugkyk oor die getuienis van die skrif, geliefdes, sien ons dan daar loop 'n enkele goue draad deur alles. God roep die mens om hom met sy hele wese te dien. Job het dit geïllustreer. Sy hart was gebreek, Job 3, sy verstand was in stryd met wat hy geweet het, Job 13, sy wil, hy wou volhard om by die kennis uit te kom, Job 23, maar toe God hom aan hom openbaar, toe roep hy, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het ek u voluit aanskou. Daardie oomblik wat sy hart, sy wil, sy verstand saamgebind is in aanbidding. En dis wat Jesus dan hier in Matteus 22 vers 37 ook bevestig.
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, jou hele verstand. Nie 'n deel van jou nie 'n fragment nie, die hele mens aan God toegewy, want die hele mens word nuut gemaak. En hierdie waarheid word dwars deur die Nuwe Testament bevestig. Oor en oor, ek kan honderde versies, maar kom ons kyk maar net na enkeles wat ons wel bekend is. Johannes 8 vers 34 tot 36. Elkeen wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde, soos wat Paulus dit ook dan in Romeine 6 sê. Maar as die Seun julle vrymaak, sal julle waarlik vry wees. Waarvan? Ook vry van die sonde. Met ander gebruik jou verstand wil in jou hart om God te dien en hom in gehoorsaamheid te dien, dan sal jy ook van die sonde vry wees. Efesiërs 4 vers 22. Trek die ou mens uit, word vernuwe in die gees van julle gemoed, beklee julle met die nuwe mens. Wie is die nuwe mens? Jy is beklee met 'n hart, wil en verstand wat aan God toegewy is. Kolossense 3 vers 10, die nuwe mens word vernuwe in kennis, in die verstaan, soos wat Job vernuwe is. Die oomblik toe hy ware kennis van God kry, is hy totaal vernuwe. En dit is wat met ons as gelowiges gebeur het en voortdurend gebeur, soos wat ons aan God se waarheid blootgestel word. Soos wat ons in ons Bybelstudie doen en soos wat ons uit die prediking verstaan, geleer word om te verstaan. 1 Petrus 1 vers 22, julle het julle siele gereinig deur gehoorsaamheid aan die waarheid. Hoe reinig ons siele? Deur gehoorsaamheid aan die waarheid. Jou hart, jou wil, jou verstand. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit is wat Job ook gedryf het. Daar die liefde vir God en die liefde wat hy van God ondervind het. Maar dit het hom gedryf om tot by die waarheid te kom. Filippense 2 vers 13 gee vir ons die geheim. God is dit wat in julle werk om te wil en te doen. So hoe gaan ons hierdie wêreld met sy probleme en al daardie challenges hanteer? Hoe kan ons dit doen? God is dit wat in julle werk om te wil en te doen. En so kan ons aangaan en ons kan in elke Bybelboek van die Nuwe Testament en baie van die Ou Testament kan ons hierdie verse kry wat ons bemoedig om te sê, maar hou jou oë gefestig op Jesus. Die volëinder van alles wat jy in die lewe wil hê. Die volëinder van ons lewe. Hy gaan ons lewe hier beëindig en dan gaan ons in die volheid in. Dis wat daai volëinder dan ook na verwys. Die hele boodskap van die Nuwe Testament is, jou hart word vernuwe, jou wil word vernuwe, jou verstand word vernuwe, jy as geredde mens word voortdurend vernuwe. Daarom kan ons nie die sonde dien nie, soos wat ons hier in Romeine 6 nou gesien het. Ons kan nie die sonde dien nie. Ons kan nie. Ons is verander, ons is nuwe mens. Nie omdat ons sterker is nie, of nou beter nie, maar omdat volgens Romeine 6, vers 15 tot 18, hierdie deel dan hier sê opsomming daarvan, God self ons uit die heerskappy van die sonde uitgehaal het. En ons harte nuut gemaak het om hom van harte te gehoorsaam. En hy het ons wil verander om hom te kies. En hy het ons verstand gevorm deur die vaste waarheid van die evangelie. Dit, geliefdes, is die absolute essensie van die evangelie van Jesus Christus. En hy vra nie 'n halwe mens nie, of 'n versplinterde mens nie, maar 'n volronde, heelgemaakte mens wat God dien met jou hele wese. En dit is die volheid van geloof wat beskikbaar is vir elke gelowige. Dit is die lewe onder genade, nie 'n las nie, maar 'n lewe. Nie 'n vrees nie, maar vryheid. Nie 'n plig nie, maar vreugde. En mag ons dan, as ons hierdie boodskap dan besef, mag ons dan, as mense wat nuut gemaak is in Christus,
hom met ons hele wese antwoord, met ons harte, ons verstand en ons wil. En in daardie volheid die God ontdek, wat ons nie net gered het nie, maar wat ons roep om in sy heerlikheid te deel. Mag die Here ons die krag gee om hierdie boodskap te verstaan. En mag hy deur sy gees en sy woord, deur die swakheid van die prediker spreek, sodat elkeen verstaan wat hierdie skrif vir ons vandag sê. Mag die Heilige Gees dit bevestig in elkeen se hart. Kom ons bid. Here, U het ons geskep met 'n hart om U lief te hê. 'n verstand om U waarheid te verstaan en te ken. 'n wil om U te volg. En ons kom dan, Here, ons kom hier dan aan die grootste ootmoedigheid en buig voor U in dankbaarheid. Dankbaar dat U ons nie aan onsself oorlaat nie. Dankie dat U ons nie aan onsself oorlaat om in ons eie wysheid hierdie lewe te probeer te verstaan en te navigeer nie. Maar dat ons krag en ons wysheid en ons insig en al daardie dinge by U kry. Want U het ons hele menswees aangeraak, ons harte, ons verstand en ons wil. En daarom, Here, is dit vir ons moontlik om hierdie lewe te lewe. Dankie dat U ons roep uit die gebrokenheid van hierdie aardse lewe na die volheid van 'n lewe onder U genade. Dankie dat U, soos met Job, ons oë oopmaak om U nie net te ken uit hoorsê nie, maar om U in U volheid te aanskou en die volheid te beleef in waarheid en in heerlikheid. Here, vorm ons, verander ons om in eenheid met U te lewe, in eenheid met mekaar, 'n lewe te lewe wat U eer, wat U waarheid weerspieël en deurgee na die wêreld, en gehoorsaamheid wat 'n getuienis is vir almal. Maak ons diensknegte van geregtigheid. Maak ons mense wat leef vanuit ons identiteit in Christus. En maak ons mense wat U liefhet met ons hele wese. Here Jesus, soos wat U in Matteus 23 die wet opgesom het. Mag ons waarlik so wees. Ons bid dit nou in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons Here, ons lewe. Amen.